Hallo julle, vandag kyk ons na die K-stroel en na reduksieformules in trigonometrie. Nou die K-stroel het julle in graad 10 geleer. Mens begin met jou C daar in die 4de kwadrant en dan gaan jy reg rondom en dit spel die woord cost. So hierdie is die eerste kwadrant, dit is die tweede kwadrant, dit is die derde kwadrant en hier is die vierde kwadrant, want ons begin altyd op die x-as te meet en dan kan ons hoekie roteer om deur die hele kartesiese vlak te beweeg. So hier by die x-as het ek 0 grade, want dis waar ek begin met my rotasie. Teen die tyd wat ek by die positiewe y-as is, het ek deur 90 grade roteer. By die negatiewe x-as is ek deur 180 grade. By die negatiewe y-as is ek deur 270 grade. En wanneer ek terug is by die positiewe x-as, het ek 360 grade roteer. So ons positiewe hoeke, en dit is wat julle in graad 10 gedoen het, meet ons altyd antiklokgewys. Die negatiewe hoeke wat hierdie jaar bykom in graad 11, meet ons altyd kloksgewys. So dit is eintlik maar dieselfde storie. Ek begin weer by 0 grade, maar hierdie slag meet ek die kant om. So wanneer ek hier by 270 kom, het ek deur minus 90 grade gegaan. Goed, ek gaan nie veel meer oor die negatiewe hoeke sê nie. Ons sal dit in voorbeelde sien en dan gaan julle sien hoe dit werk. So, die K-stroel vertel vir my watter verhoudinge is positief. So, in die eerste kwadrant is almal positief, almal. Hier is sin positief, hier is tan positief en in die vierde kwadrant is kos positief. So nou gaan ons kyk na die reduksieformules. Nou om iets te reduseer beteken jy maak dit kleiner. So ons het reeds geleer dat hier in die tweede kwadrant kry jy stomphoeke. As ek hier 'n hoek gaan teken en ek meet hom hier, want ek meet van die positiewe x-as af, dan is dit 'n stomphoek, dit is 'n groot hoek. So, ek wil my groot hoeke kleiner maak. Ek wil hulle eintlik so klein maak, dat ek 'n skerp hoek het. So 'n hoek in die eerste kwadrant. Nou ja, dit is waarna ons vandag gaan kyk. Ek het reeds hier op die bord 'n getallestelseltjie, 'n assestelsel, 'n kartesiese vlak. Hier weet ek is 0 grade, daar is 90 grade, 180 grade, 270 hieronder, en dan is ek terug by 360 grade. So as ek my hoek in die tweede kwadrant teken, soos dit, is dit hierdie groot stomphoek waarvan ek praat. Maar jy het in graad 10 gesien dat jy altyd 'n driehoekie na die x-as kan teken, en dan gaan die waarde van hierdie groot stomphoek, die waarde vir sin van die stomphoek, gaan dieselfde wees as die waarde vir sin van daardie klein skerphoekie. Ons het ook gesien dat vir kos werk dit ook so, behalwe dat die tekens verskil. So, kom ons werk gou uit. Wat is hierdie groot stomphoek? As ek dit nou wil skryf in terme van veta, wat sal ek skryf?
Wel, ek roteer 'n hele 180 grade tot by die x-as en dan kom ek terug om hierdie groot hoek te kry. So, dit is 180 grade minus theta, waar theta 'n hoekie in die eerste kwadrant is. En dit is dan eintlik heel maklik, want ons weet dat sin van 180 minus theta, wat beteken dit is sin van hierdie stomphoek, het dieselfde waarde as sin van hierdie klein hoekie, wat 'n skerp hoek is, en dis in die eerste kwadrant kan inpas. En die tekens is nie eers verskillend nie, dit sien ons met die cast-rule. Want sin in die tweede kwadrant is positief. As ek wou kyk na cos van 'n stomphoek, met ander woorde 'n hoek in die tweede kwadrant, hierdie groot stomphoek, dan kan ek die stomphoek nog steeds skryf as 180 grade en terug 'n bietjie. So dis 180 grade minus theta. Onthou, sodra jy kloksgewys gaan, is dit 'n negatiewe hoek. En dan weet ons uit voorbeelde van graad 10 dat dit presies dieselfde waarde gaan hê as cos van theta. Maar cos is negatief in hierdie kwadrant, want sin is die positiewe een, daarom kry ek min cos theta. En dieselfde vir tan van 180 grade minus theta, beteken tan van hierdie, beteken tan van hierdie groot hoek, want hierdie groot hoek is 180 grade minus theta. Ons weet dit gaan dieselfde waarde hê as tan van daardie skerp hoekie, maar tan is ook negatief in die tweede kwadrant, want sin is positief. Goed, kom ons doen dieselfde vir die derde kwadrant. Eerstens wil ek hier so 'n springende hoek teken. Daar is my groot inspringende hoek. Ek weet reeds dat ek 'n driehoekie na die x-as kan teken, dit is baie belangrik. En kom ons sê hierdie hoekie se grootte is theta. Dan is sy grootte kleiner as 90 grade, anders sou hy nie in 'n 90 grade driehoekie kan pas nie. So theta is in die eerste kwadrant. Onthou, ons het eerste kwadrant, tweede kwadrant, derde kwadrant en vierde kwadrant. So hoe gaan ek nou daardie groot inspringende hoek in terme van theta skryf? Ek gaan sê, ek begin altyd by 0, daar is 180, ek gaan sê ek begin by 0 en ek roteer deur 180 grade en dan moet ek nog 'n bietjie aangaan in die positiewe rigting. So hier gaan ek kry 180 grade plus theta. So my groot inspringende hoek hier kan altyd geskryf word as 180 grade plus theta, waar theta 'n hoek in die eerste kwadrant is. En nou gaan ek dieselfde doen. Ek gaan uitwerk wat is sin van 180 grade plus theta, wat is cos van 180 grade plus theta, en wat is tan van 180 grade plus theta. Nou, as ek na die cast-rule kyk, cast-reël, daar is my cast, so in die derde kwadrant is tan die positiewe een. So tan gaan net wees tan van theta, want die tekens gaan nie verskil nie. Cos moet minus cos van theta wees, en sin moet minus sin van theta wees. Vierde kwadrant. Daar teken ons vierde kwadrant hoek,
Ons begin by 0 te meet. Ons is in die 4de kwadrant. Ons weet vir die kaasreel, ek hou aan sê kaasreel, jammer. In die 4de kwadrant het ek nog steeds 'n inspringende hoek. Ek het hom reeds geteken. Ek kan ook 'n reghoekige driehoekie teken. En net soos wat ons in die vorige kwadrante daardie skerp hoekie theta genoem het, so theta self is 'n skerp hoek, so hy behoort aan die eerste kwadrant, maar in daardie driehoekie het ons 'n skerp hoek, kan ons daardie groot inspringende hoek gaan skryf as, nou ek mag nie sê 270 plus iets nie, want ek reduseer na die x-as toe. So ek begin daar, en ek is by 270, en ek gaan nog aan in dieselfde rigting, en ek moet nog deurgaan totdat ek by die x-as is, en dan kom ek 'n bietjie terug. So hier word dit geskryf as 360 grade minus theta. Nou kom ek wys dit net weer. Ek begin by 0, gaan reg 'n omwenteling deur totdat ek by 360 is, en dan kom ek terug. So onthou hierdie positiewe x-as gee vir my 0 grade of 360 grade na omwenteling. So, ek mag ook sê, ek wil met die sin van hierdie negatief, ek wil die verhoudings vir hierdie negatiewe hoek uitwerk, want sy grootte is nog steeds dieselfde. Maar ek gaan nie nou daaraan aandag gee nie, ek wil net kyk na sin van 360 grade minus theta, cos van 360 grade minus theta, en tan van 360 grade minus theta. Nou volgens my kaasreël het ek cos in die 4de kwadrant, so dit beteken cos is positief, so die cos van hierdie groot hoek gaan dieselfde wees as die cos van hierdie skerp hoekie. Goed, net so gaan sin van die groot hoek dieselfde wees as sin van die skerp hoekie, maar in die 4de kwadrant is sin negatief. En tan is ook negatief in die 4de kwadrant. So dit gaan ook wees minus tan van theta. Kom ons doen net 'n opsomming. Waar gaan ek nou? Daar is my kartesiese vlak. Ons het die kwadrante 1, 2, 3 en 4. Dan het ons 0 grade hier, 90 grade daar, 180, 270 en ek is terug by 360 wanneer ek by die x-as is. As ons hoek theta in die eerste kwadrant is, dan kan ek my stomphoeke gaan skryf as 180 minus theta. En ek kan my inspringende hoeke gaan skryf as 180 plus theta, as 180, en ek gaan 'n bietjie aan. En hier in die 4de kwadrant moet ek reg rondom gaan, en dan 'n bietjie terugkom. So dit kan ek skryf as 360 grade minus theta. Dan saam met dit het ons die kaasreël, wat vir my vertel watter verhoudinge positief is in watter kwadrant. In die volgende video doen ons voorbeelde.